ding van hierdie aggressiewe advertensieveldtogte is, daar is geen wrywe tussen die advertensie en die gedrag nie. So met 'n drankadvertensie byvoorbeeld. Jy sien die advertensie, jy moet nog steeds in jou kar klim, ry, produkte gaan koop, maar met hierdie platforms, jy sien die advertensie, jy tel die foon op en jy kan dadelik met die speletjies begin. Jy kan in die verkeer sit en dit doen. 'n Persoon wat verslaaf is of wat moontlik verslaaf kan word, hoe maklik is dit om so 'n persoon te vang met nie net advertensies nie, maar ook 'n aanbod van nog 'n gratis spin of hier's 'n paar ekstra rand om gou nog 'n bietjie mee te dobbel. En dink jy die groot dobbelmaatskappye is bewus van hierdie, ek wil dit amper 'n triek noem? Ek dink daar's definitief lokvalle wat gestel word. En ek dink dit word gestel met voorbedagte rade. Want daar's 'n paar rolspelers hier, nê. Daar's die maatskappye wat dit wel doen. Daar's die advertensiemaatskappye wat beloftes maak en wat weet hoe om in die mense sielkunde die persoon te lok en die lokveld te stel, en dan is daar die persoon wat die slagoffer daarvan is. So daar's verskeie rolspelers en nou is die vraag, jy weet, waar stop 'n mens dit? Weereens, dit het baie te doen met individuele agency en individuele vermoë om nie daarin te trap nie, maar dat daar 'n groter verantwoordelikheid is, dink ek is beslis so, op 'n hoër vlak en 'n etiese en morele manier van dink is.